God sê vandag vir jou wat na my luister, bly getrou aan my woord. Ek sal vir julle beklei. Nie jy moet gaan beklei nie, nie jy moet reg in eie hande vat nie. Hoor weer wat sê die Here vandag vir jou, op hierdie eerste dag van Januarie 2024. God sê vandag vir jou, bly getrou aan my woord. Ek sal vir julle veg, ek sal vir julle beklei. God bevestig dit met die volgende skrif uit die woord. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, luister wat ek nou vir jou lees. Joshua 23 vers 2 tot 11. Joshua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die regters, die amptdraers, en vir hulle gesê, ek is al baie oud, julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het, terwille van julle. Dit is hy, die Here julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Ek het saam met die gebiede van al die nasies wat ek uitgeroei het, ook die van die nasies wat nog oorbly as eiendom aan julle stamme toegeken, van die Jordaan af tot by die Groot See in die weste. Die Here julle God sal hulle wegstoot voor julle en hulle voor julle uitverdrywe, sodat julle hulle land in besit kan neem, soos die Here julle God julle beloof het. Maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat ek geskryf, van alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dat julle nie by hierdie nasies kom wat nog tussen julle woon en die naam van hulle gode aanroep en in hulle name eed aflê en hulle dien en voor hulle buig nie. Julle moet aan die Here julle God getrou bly, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het groot en sterk nasies, die Here het groot en sterk nasies voor julle uit verdryf. Niemand kon tot nou toe voor julle stand hou nie. Een van julle jaag 1000 op loop, want dit is die Here julle God, wat die oorlog vir julle voer, soos hy julle beloof het. Lê julle dus daarop toe, om die Here julle God lief te hê. Die betekenis, die uitklaring van dit wat ek nou vir jou gelees het, bly getrou aan die Here se woord, en hy sal ons oorloë vir ons veg, vir ons beklei. Baie, baie belangrik. Die woord leer vir ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Luister baie mooi. Ons moet ons vyande lief hê soos onsself, of hy wit, bruin of swart is, of het 'n familielid is, 'n kennis, 'n vriend. Luister baie mooi. Die woord leer vir ons moet ons vyande lief hê soos onsself, die wat vyandig gesind is teenoor jou, wat jou sleg behandel, jou beskinder, vervloek en uitlag, jou vals soek, gate grou vir jou om te val, tou om te span, wat jou verneder, sleg sê, beskinder en vervloek. Ek sê weer, die woord leer vir ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Baie, baie belangrik. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hoekom, Here? Hoekom het U dit vir ons geleer? Hoekom het die Here dit vir my geleer? Hoekom leer die Here dit vir jou? Hoekom staan dit in die Bybel? Luister baie mooi. Want ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Jou ware vyand, my ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Daar staan geskrywe, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die vyand nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Eksodus 14 vers 13-14, daar staan geskrywe, wees sterk, die Here gee dit vir julle, wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die vyand in die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle is menslike mag,
By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Luister baie mooi. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. So sal die hele wêreld kan sien dat daar 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God is. Dan sal die hele wêreld besef dat die Here nie deur swaard of wapen verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand in ons mag oorgee volgens die skrif, volgens die woord, dit wat uit my mond uitkom. Sagaria 9 vers 9 en 10, Matteus 26 vers 52 en Eksodus 20 vers 13, baie belangrik.